Ek groet julle, baie welkom by hierdie preek boodskap. Onthou julle nog wel, as jy dit onthou, dan gee jy jou ouderdom weg. Alhoewel deesdae in die kerk, baie gemeentes sing dit nog steeds. Woorde het net so bietjie verander, meer modern en so. Maar die ou halleluja 2, 4, 5. As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel hulle een vir een en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge. Die seën van die Here, blessings. Ons hoor dit so baie keer, dat mense vir mekaar sê, miskien het jy die afgelope week dit vir iemand gesê, seën vir jou, mag die Here jou seën. En dit is, glo ek, ons grootste behoefte, om te weet, maar om te weet God seën ons, maar om deur God geseën te word. Maar wat beteken die woord? Wat beteken blessings? Nou, die hele Bybel is vol daarvan, veral in die Ou Testament, en dan aan die einde van iemand se lewe, wanneer, ek dink nou aan die aartsvaders, Abraham, Isak, Jakob, wanneer die ou vader al baie oud is, dan kom die kinders en die kleinkinders, en die arms word om hulle geslaan, en hulle word geseën. Jesus self het die kindertjies geroep, laat die kindertjies na my toe kom. Hy het sy arms om hulle geslaan, hy seën hulle. En ons lees ook in die Nuwe Testament, die skrywers, hulle begin hulle briewe met 'n blessing, 'n seëngroet, die liefde van God ons Vader, die vrede van ons Here Jesus Christus, ensovoorts. Ek wil 'n voorbeeld gebruik uit die boek Numeri. Ek wil Numeri as voorbeeld gebruik. Nou, in die ou halleluja het ons nou hier, as die lewensstorme woedend om jou slaan, Die lewensstorme en die ontmoedig en die vrees het maar gereeld oor God se volk Israel gekom in die ou tyd. Miskien gaan jy by oomblik daardeur, die afgelope jaar, as jy terugkyk. Nou, Numeri, die boek se naam, Numeroi, is eintlik Latyn. Dis nou nie regtig, dit wil nou nie regtig sê wat aangaan in die boek nie. Dit gaan oor getalle. Numeroi, getalle. Want die volk word getel. En daar word afgemeet. Natuurlik 'n geestelike betekenis, dat God tel vir hulle die blessings af, Ek dink aan Psalm 16, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, die ou Hebreëus daar, die ou vertaling. God meet vir jou, is deel af, wat joune is. Hy meet vir jou liggaam, siel, gees, hy tel dit vir jou uit. Soos wat 'n ouer vir die kinders, of 'n ouma, oupa vir die kinders, lekker goed uittel, uitdeel. Getalle en die orde van die volk, die stamme, en nog voor hulle die beloofde land Kanaan binne gaan, word daar reeds gesê, hierdie volk sal daar woon, en daai een sal daar woon. Nou, dis belangrik hierdie, dis belangrik, want daar moet orde wees onder Israel. Ons weet hoe geneig hulle was om in die wanorde, veral die wanorde van sonde, te verval, En dan lees ons ook oor die tempel, of die tabernakel, die opslaan tempel wat hulle saamgedra het, offers wat gebring word, die Lewiete se taak, die amptspligte, belangrike dinge. En dan ongelukkig die vyande, ons lees in Numeri,
Hulle word deur die Kanaaniete aangeval. Edom is vyandig teenoor hulle, die Edomiete wil hulle nie deur hulle land laat trek nie. Daar's die Midianiete, en dan kom die profeet Bileam, né? En hy kom om hulle te vervloek. Julle onthou daai verhaal en die donkie wat dan met Bileam praat, en die vloek word afgeweer. Maar dan sekerlik die grootste krisis in Israel se lewe is wanneer hulle agter die afgode aanloop. In Numeri 25 lees ons daarvan, terwyl Israel in Sittim was, het van die Israelitiese mans met Moabitiese vrouens gemeenskap gehad. Dit het gebeur toe die mans deur die Moabitiese vrouens uitgenooi is na die offers ter ere van hulle gode, die afgode, né? Die mans het aan die offermaaltye deelgeneem en die gode van die vrouens aanbid. En dan volg die straf van God. Hulle dra die gevolge. Eintlik bring hulle dit nou maar oor hulle self, die slegte gevolge. En tot so 'n mate dat Israel nie die beloofde land ingaan nie. Moses, Aaron, gaan nie die beloofde land in nie. Hulle moet nog 40 jaar lank in die woestyn ronddwaal. Wat lankal kon gebeur het. Is dan waar nie. Hoe stel ons baie keer nie geluk uit nie? Hoe stel ons baie keer nie die goeie in ons lewe uit nie, deurdat ons volhard in die sonde, in die negatiewe. Maar dan ook gedurig gekla. Numeri 11 kom sê vir ons, die mense van ander afkoms wat saam met die Israeliete getrek het, maar moet nou nie daai mense van ander afkoms alleen die skuld gee nie. Israel is self skuldig. Hulle laat hulle saam sleep. 'n Onweerstaanbare lus vir die vleis gekry, toe die Israeliete het begin kla en gesê, as ons tog net vleis gehad het om te eet. Ons onthou nog die vis wat ons in Egipte verniet kon eet. Hoor, noem hulle dit op, die komkommers wat lemoene, prei, uie en knoffel. Nou wurg ons, daar's niks behalwe hierdie manna voor ons nie. En dis wat gebeur as jy ontevrede is en jou seëninge nie tel nie. Jy staar jou blind teen die negatiewe, teen wat jy nie het nie. Jy kyk vas teen wat jy nie het nie. En dit wat jy het, waardeer jy nie. Dit wat jy het, tel jy nie as belangrik nie. En dan trek dit die aandag van God af. En jou geloof lei skade. Die verhouding tussen die mense lei skade. Moses, lees ons hier, raak so moedeloos, want dis wat gebeur wanneer ons gedurig kla en ontevrede is. Ons tas mekaar aan. Ek dink ons land is absoluut vasgevang in 'n negatiewe gees. En die moedeloosheid wat oor geestelike leiers kom, die moedeloosheid wat oor ouers kom, ek hoor dit maar gereeld, van kinders wat gedurig kla, kinders wat verkeerd doen. Nou, ontevrede is, nie? Nou, vra Moses, Here, wil U nie my maar wegvat nie? Ek sien nie kans om verder te gaan nie, met hierdie volk nie. Haal my maar uit die lewe uit. Ja, dis al 'n erge ding, om te vra, hy hierdie magtige leier, wat God aangestel het. En dit alles in Israel se lewe, en nou is die gevaar dat hulle kon vasval, hulle het ook vasgeval, in 'n stryk geval, dat alles dan net uiterlik ook raak, want kyk, jy kan in 'n kerk of gemeente of in jou lewe net op die uiterlike gerig wees. Daar moet tog net orde in die huis wees. Daar moet tog net, alles moet tog net mooi getel word en op hulle plekkie wees. So ook in die kerk en in 'n erediens en wat ook al, maar die gevoel, die verhoudings bly agterweë. Die belangrikste, die verhouding met God bly agterweë. En
mis ons die Here se blessings, die Here se seëninge. Maar, ten spyte van al die negatiewe, tog seën God sy volk, tog seën hulle. En dan kom hy in Numeri hoofstuk 6. Dit is een van die mooiste, aangrypendste dele in die Bybel, die priesterlike seën. Nou wil ek net sê, die priesters het die opdrag gekry om God se blessings, sy seëninge uit te deel. Die priesters het tussen God en die mense gestaan en vir die mense ingetree en gebid. En dadelik weet ons nou, Jesus is die hoëpriester. Lees ons veral in Hebreërs. Ek gaan nou daarby kom, maar kom ons lees net hierdie seën. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En so moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep, ek sal hulle seën. Soos ek gesê het, Jesus, die hoëpriester van God. Hebreërs 4, wat sê, hy het deur die hemele gegaan, en hy het homself geoffer, en hy is nie 'n hoëpriester wat nie verstaan, wat aangaan in ons lewe nie. Hy is versoek, net soos ons, hy het net nie die sonde gedoen nie, en dan sê Hebreërs 4, laat ons dan met vrymoedigheid na die genade troon toe gaan, om op die regte tyd gehelp te word. Om mekaar te help, want ons, ek en jy, klein en groot, is priesters van God. 1 Petrus 2 vers 9 stel dit baie duidelik. Ons is die eiendom van God, ons is uitverkore, ons is afgesonder, met ander woorde, nie eenkant gesit om weg te kruip nie, maar om, soos Jesus gesê het, hy stuur ons oral in die wêreld, om te gaan getuig, om sy naam uit te dra. En dan sê hy, ons is 'n koninklike priesterdom, konings wat regeer oor sonde en die wanorde en die afgode en die probleme en die lyding in Jesus naam, deur die krag van sy Heilige Gees in ons. Maar 'n koninklike priesterdom, ek en jy, sê dit daar vir mekaar, wys jou vinger en sê, jy is God se priester. Ook daar die ou kleintjies in die huis, die kleinkinders, hoe oud jy ook al is, priester wat kan bid vir ander, wat intree vir ander, wat so mekaar se laste help dra. In Galasiërs sê Paulus, dra mekaar se laste, en dit behels ook bid vir mekaar. Geestelike offers, maar om mense behulpsaam te wees. As dit dan iets liggaamliks is, of materieel, emosioneel, help met die oorwinning van negatiewe emosies, help met die stryd teen sonde, iemand help wat verhoudingsprobleme het, huweliksprobleme, priesters wat opoffer. Maar die belangrikste, Jesus, wat sy lewe gegee het. En hy is God se blessing. Dis een van die dae Kersfees, nie baie slapies nie. En Jesus is die blessing. Meeste mense sal sekerlik maar gefokus wees, en die aandag sal afgetrek word van Jesus, maar gefokus wees op die geskenke, en wat gaan ons eet, en vakansie hou, waar ook al, en wat ook al. Nee, die fokus, Jesus Christus, God se geskenk, sy blessing. Kom ons ontleed hierdie Numeri se seën. Net so 'n paar gedagtes wat die Here dan vir jou en vir my kom gee, en wat ons weer aan ander kan uitdeel. Die Here sal julle seën. Die Here, die
Hebreëse woord, Jahwe, Exodus 3, God openbaar hom aan Moses, toe hy daar in die brandende braambos aan Moses verskyn, dan sê hy, ek is Jahwe, die Here, ek is wat ek is. Dit is 'n ongelooflike blessing. Hy sê, ek gee myself. Ek is die blessing wat jy moet hê. En dis die grootste blessing dat God in ons lewe sal wees. Hy wil 'n verhouding, 'n intieme verhouding met ons hê. Die almagtige God wil 'n intieme verhouding met my en jou hê. Ek is wat ek is, Jahwe. Gister, vandag, môre. Getrou, hy's getrou. Gaan kyk in die verlede, tel jou seëninge, jou blessings. Gaan soek vandag dinge waarvoor jy kan dankie sê. Weet dat in die toekoms sal die blessings nie uitbly nie. God sal weer seën, al gaan dit miskien nou moeilik met jou. Seën, die woord seën, wat dan nou op alle vlakke van die lewe kan wees, nê? Liggaamlik, emosioneel, gedagtes, negatiewe gedagtes wat positief word, die sosiale in ons samelewing, het gaan nie net oor geestelike seëninge, gawes van die Heilige Gees nie, die vrug van die Heilige Gees nie, dit gaan ook oor fisies materiële dinge. Jy kan iemand ook bless. Seën deur iets te gee om te eet, te drink. Woorde wat daar moet word, sê Jakobus, dit help nie jy sê gaan word versadig, gaan word warm as dit winter word nie. Die Here seën jou, maar jy self gee niks om iets aan die persoon se nood te doen. Maar dan onthou weer, seën is God self, sy teenwoordigheid. Op 'n stadium kom God, dan sê hy vir Moses, ek sal 'n engel gee om saam met julle te gaan, 'n engel om voor julle uit te trek. Dan sê Moses, nee Here, nee, as u nie self, dis die blessing, as u nie self saam met ons trek nie. Seën beteken ook, die Hebreëse woord hier, beraga, om te buig, om voor God te buig met oop hande, om te kan ontvang. Om te kan ontvang. Ons pootjies, ons kloutjies is so vasgeklem om allerlei ander dinge. En dan kan ons nie kry, ontvang nie. Buig voor God. Anders kry jy nie die seëninge nie. Buig jou siel, jou gees in jou, erken hom, wees afhanklik van hom. Dan die volgende, julle beskerm. Dit beteken vir my so 3 dingetjies. 1, dat hy weer dinge van ons af. Hy hou slegte goed van ons weg. Daar's soveel goed wat gebeur wat jy en ek nie eers van weet nie. Maar ongelukkig is daar dinge wat deurkom, wat ons tref, maar dan bewaar hy ons binne, ons geloof, ons liefde, ons vrede, ons blydskap, ons krag. Hy hou ons geestelike lewe in stand, hy hou selfs ons fisiese lewe in stand. Maar as ons dan moet sterf een of ander tyd, dan gaan ons deur hemel toe, dan bewaar hy ons gees vir die hemelse wonderlikheid, by Jesus, by God in die hemel. En as die slegte goed ons tref, die negatiewe, dan gee hy ons die krag om dit te hanteer. Dit is beskerming. Hy hou weg van ons af, so ons moet mekaar beskerm deur die slegte weg te hou van mekaar. Ons doen dit in ons gesinne. Ons moet wanneer die slegte kom, help om dit wat goed in mense is, in stand te hou, op te bou. En dan in die derde plek, ons moet help om iemand geestelik die krag te gee, in Jesus se krag, te herontdek. Tot julle redding verskyn, redding, Jesus
Jesus, die woord wat die engel sê, jy moet hom Jesus noem, Jesus, verlosser, wat bevry, die twee woorde vir my, van tot. Ek het daar baie in preke genoem, van die negatiewe en die slegte, tot die verlossing en die bevryding. Daai movement, blessing van God is 'n movement in ons lewe, van die negatiewe tot die positiewe. Byvoorbeeld die liefdeloosheid tot die liefde, noem maar op daar vir mekaar. Verskyn, die ou vertaling, die Hebreëus het gesê, sy aangesig oor julle laat skyn. Met ander woorde, hy openbaar hom aan ons, hier in sy woord. Sê hy wie hy is, wat hy is, ons ken hom nie ten volle nie. Ons ken hom nie ten volle nie. Daar's baie waaroms in die lewe, maar hy maak homself bekend, hy praat met ons mag met hom praat, ons mag 'n verhouding met hom hê. Wat 'n blessing, want hy's by ons, Jesus, Immanuel, God met ons, dis Kersfees, dis die blessings van Kersfees. Wanneer hy dan sy gesig vir ons wys, soos dit hier staan in die ou vertaling, dan beteken dit hy draai nie weg van ons af nie. Hy sal ons nie in die steek laat nie. God sal vir die res van die jaar en volgende jaar wat voorlê, nie van jou wegdraai. Hy sal sy nek, sy agterkant, sy rug nie na jou toe draai nie. Julle gebede verhoor, genadig wees, gebede verhoor, vrede gee. Wat is genade? Ek wil net een ding noem. Genade wil sê, jy kry weer 'n kans. God gee vir Israel elke keer weer 'n kans. Wanneer jy geval het in sonde, jy kry weer 'n geleentheid om die verhouding met God weer nuut te maak, om aan te gaan. Gebede verhoor, ja, jy kry nie alles wat jy vra nie, maar God antwoord altyd jou gebede. Hoor jy? Nie laat waar word soos jy dit wil hê nie. Daarom bid ons soos die Here wil. Maar hy sê ja of hy sê nee. Want hy weet wat ons nodig het. Hy weet wat ons nodig het. Ons mag met hom praat. Maak in alles julle begeertes aan hom bekend, Filippense 4. En wat gebeur dan? Hy sal vir julle vrede gee, hierdie gebed van die priesters. Vrede met God, vrede met mekaar, ander, vrede in jouself, die kalmte, om die onrus, die spanning, die angs teen te werk, die wanorde teen te werk. Dat jy kan fokus om die seëninge van God weer te kan begin tel. Jesus, Kersfees, die vredevors. God by ons. Tel jou seëninge. Tel jou seëninge. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, tel jou seëninge. Jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen. God self laat jou nooit alleen. As jy let op ander met hul goud en eer. Nee, moenie dink dit is al wat blessings is nie. Dink aan God, beloof jou nog oneindig meer. Pragt en praal sal nooit die minste van die hemel kan behaal. Nee, tel jou seëninge, deur God geskenk, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Amen.